Goeiemôre. Vandag is Moedersdag. So ek wil in die eerste plek vir al die mammas in die kerk sê, vir al die oumas sê, mag die Here vir julle regtig vandag besonder seën en vir julle baie goed wees. Elke mens op planeet Aarde is uit 'n vrou gebore en dis 'n besonderse skepingsgawe wat die Here gegee het. So ons wil vir al die mammas sê, ons hoop die Here gaan julle besonderlik seën en sterkte vir die pad vorentoe. Maar dan wil ek ook vir julle sê, ek dink die ware vrou van God weet iets. In Lukas 11 vers 27 en 28 lees ons 'n verskriklike interessante ding. Die Here Jesus was besig om te preek en uit die bloute uit is daar 'n vrou wat skree. Terwyl Jesus dit sê, het 'n vrou in die skare geskree en hom toegeroep: "Gelukkig is die moederskoot wat u gedra het en die borste wat u gevoed het." Maar Jesus antwoord: "Ja, maar waarlik gelukkig is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou." Die grootste taak van 'n vrou is nie om ma te word nie, maar om aan God gehoorsaam te wees. En ek dink ons is in 'n gemeente wat dit begryp. Ek sê hierdie voor die diens, want daar's 'n ander ding wat ek ook voor die diens gaan sê, en ek besef dat ek dit nie na die diens kan sê nie. Ons diens vandag gaan uit Lukas 5 kom en Levitikus 14. Dit gaan, dink ek, 'n besonderse impak ook op ons emosies hê. En daarom wil ek dit nie na die tyd sê nie, ek wil dit ook nie na die tyd vra nie, want dit sal klink na manipulasie en ek wil dit nie hê nie. Kan ek net eers vir die kerkraad sê, sorry, maar ek en my kollega het hieroor gepraat, en ons het besluit, daar's 'n sekere pad wat ons graag wil loop. En ons het besluit, vanoggend is die dag wat ons die pad wil begin loop, en ek dink nie ons het een van ons twee heeltemal besef, dis Moedersdag vandag nie, maar dit maak ook nie saak nie. Ek wil hê julle moet gou rondom julle kyk. Kyk gou rondom julle. Die van julle wat in die paadjie sit, kyk op die grond langs jou op die vloer. Nou, ek wil vir julle sekere opmerkings maak. Daar's 'n professor Johan Jansen van Rensburg het 'n boek geskryf, Kla jou moeder aan. Nou in hierdie boek sê hy basies dat hy die groter NG Kerk aankla oor 'n klomp goed wat in die kerk verkeerd loop. Die boek is goed, maar die titel is swak. Want die groter NG Kerk is nie ons ma nie. Die kerk wat ons ma is hier. Ons is deel van die bruid van Christus, en hierdie kerk is in 'n baie spesifieke sin die meeste van ons se geestelike ma. Maar hierdie kerk het nie 'n naam nie. Die kerk se naam is net Kerk van Jesus Christus. Die kerk het wel 'n plek, Vaalrivier. Maar ek wil vir julle sê, hierdie dame begin haar ouderdom wys. As julle op die matte kyk veral. Die mat langs jou, die mat waarop ek staan is 20 jaar oud. Die mat langs julle is 42 jaar oud. Die banke waarop julle sit is 41 jaar oud. En ons het begin kom op 'n plek waar ons as kerkraad besef het, ons moet aanpassings maak, en ons is baie dankbaar dat ons in die posisie is om dit te kan doen. Maar daar's een aanpassing wat ons besef ons moet maak. En dit is om ons uitsending na buite beter te maak. Die van julle wat op die internet gaan en partykeer YouTube kyk, jy kan sien, jy kan hoor. Die kwaliteit is nie baie goed nie. Hoekom wil ons dit beter maak? Want daar's tannies by die huis wat vanoggend nie kan kerk toe kom nie. Daar is lidmate van ons in Nederland
Daar's lidmate vir ons in Walvis Bay, daar's lidmate vir ons in Swakopmund, daar's lidmate vir ons in Hermanus, daar's lidmate vir ons in Amerika. En hulle enigste deelname aan ons erediens is dit wat deur die feed kom. Ek het vir Annelies gaan vra en sy het gaan kyk. Ons het hierdie jaar aan hierdie dame van ons van begin van die jaar af tot nou toe omtrent R120,000 is R115,873 voordat hierdie konstruksie tussen die kategese lokale verbeter is om die struktuur van die kerk in stand te hou. Maar almal van julle weet, enigiets wat te maak het met tegnologie, moet jy diens, jy moet jou kar diens, jy moet alles diens. En ons is in die posisie waar ons dringend gaan moet kyk na ons tegnologie vir die erediens. Ons het 'n kwotasie gekry, R160,375,37. Ek gaan vir die kerkraad vra vir die 100,000, Dinsdag. Ek sal die 37 sent betaal. En ek wil asseblief vir julle vra. Ons het R60,375 dringend nodig. Ons as kerkraad is daarop ingestel om seker te maak dat ons gemeente in wêreldse taal 'n going concern is, met ander woorde dat ons in staat is om aan te gaan as gemeente. En daarom is daar ouens wat toesig hou en seker maak dat ons finansies goed en reg spandeer. Maar ons moet dit doen. As een persoon opstaan en sê ek het R60,375 om te gee, sal ek baie bly wees. As baie ouens opstaan en die totaal is dieselfde, sal ek baie bly wees. As baie ouens opstaan en die totaal is meer as 60,000, gaan die kerkraad baie bly wees. Dis 'n versoek, dis 'n vrye versoek. Ons probeer niemand manipuleer nie. En ons het gesê, ons gaan na julle toe kom en vir julle vra asseblief. En ek beloof ek sal meer as 37 sent gee. Ek wil vanoggend begin in die eerste woorde wat ek in Kimberley Suid gemeente elke oggend gehoor het, was altyd die eerste woorde. En ek dink nie ek het dit ooit heeltemal verstaan nie. Psalm 121 wat sê, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer en jou bewaker, die Here slaap nooit nie. Julle groet my woorde genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. En dit word julle deel deur die kragvolle en die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan, dan gaan ons 2 liedere sing, 2 lofliedere, een wat julle as kinders goed sou geken het, en nou nie julle nie. Psalm 48, die is groot was, ons stop, en dan gaan ons die oorwinningslied sing. Ons staan. Be
gaan sit. Lukas hoofstuk 5. Lukas hoofstuk 5. Ons gaan lees van vers 12 af. Lukas hoofstuk 5, ons gaan lees van vers 12 af. Ek wil dan ook vir julle vra om sommer van die begin af te gaan oopmaak ook by Levitikus 14. Lukas 5 is 'n verhaal, dit vertel van wat regtig gebeur het en wat die Here Jesus gedoen het. Levitikus 14 verduidelik op 'n manier wat dit beteken. So as jy jou Bybel dwars deur die diens wil oophou, hou hom oop by al twee gedeeltes, of as jy net een kies dan Levitikus 14. Kom ons bid voor ons dit lees. Here, U en U alleen het die woorde wat lewe gee. Toe die mense van U af begin wegloop het U vir die disippels gevra, wil julle nie ook gaan nie? En hulle antwoorde was, Here, waar sal ons heen gaan? Net U het die woorde wat lewe gee. Ons gebed is, Here, dat hierdie woorde vandag ook vir ons sal lewe gee. Here, daar is soveel goed wat ons aandag aftrek. Daar's soveel dissiplines soos werk toe gaan en skool toe gaan en kos maak en skottelgoed was en wasgoed was, dat ons baie keer net nie by U uitkom nie. En daarvoor, Here, bid ons en ons vra, Here, vergewe ons. Here, help ons dat dit wat ons anker in die lewe is, U self nooit van ons af weggeruk sal word nie, dat geen storm wat deur ons gaan, ons sal losmaak van U nie. U is ons hoëpriester. U is ons paasoffer. U is die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. U sit aan die regterhand van die almagtige Vader. U regeer oor die ganse skepping en U leef deur die Gees in ons harte. Lei ons nou om hierdie ewigheidswoorde te hoor en te verstaan. Amen. Lukas hoofstuk 5 vers 12. En toe Jesus in een van die dorpe kom, staan daar skielik 'n man vol melaatse swere. Net vir 'n verwysing, ek lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling. Toe hy Jesus sien, val hy plat op sy gesig neer en smeek hom, Here, as U wil, kan U my rein maak. Jesus se hand uitgesteek, hom aangeraak en gesê, ek wil, word rein. En sy melaatsheid het onmiddellik verdwyn. Jesus het hom beveel om dit vir niemand te vertel nie en gesê, gaan wys jouself vir die priester en bring die offer vir jou reiniging, soos Moses voorgeskryf het as bewys vir hulle. Die nuus oor Jesus het egter nog verder versprei. Groot skares het om hom saamgedrom om na hom te luister en van hulle kwale genees te word. Hy het hom egter gereeld teruggetrek na afgeleë plekke en daar gebid. Ons gaan verder lees, net 2 opmerkings. Die rede hoekom die Here Jesus nie wou hê dat die melaatse moet sê wie hy is nie, is ons is nou in die begin van die Here Jesus se bediening van 3 jaar. Dis nog baie lank voor sy kruisiging. Die Here Jesus het nie gekom
om 'n wonderwerker te wees en 'n gewilde spreker te wees nie. Hy het gekom om aan die kruis te sterf. En hy wil nie hê dat die hele wêreld nou al om hom moet saamdrom nie. Dis nog op pad. Sy tyd is nog nie reg nie. Tweede opmerking, hoe meer en harder die Here Jesus gewerk het, hoe meer het hy gebid. Die evangelie van Lukas is by uitstek die evangelie wat vir ons vertel, die Here Jesus het net aan mekaar onttrek, aan mekaar gaan bid, aan mekaar eensaamheid en alleenheid opgesoek. Ek dink 'n deel van ons probleem in ons wêreld is dat hoe meer ons hardloop, hoe minder bid ons. Ek dink dis baie van ons is dominee se probleem. Hoe vinniger ons hardloop, hoe minder word jou tyd saam met die Here en hoe vinniger jy hardloop, hoe meer wil mense by jou hê en hoe minder tyd jy by die Here spandeer, hoe minder het jy om vir hulle te gee. Kom ons lees verder, Lukas 5 vers 17. Op 'n dag, terwyl Jesus besig was om mense te leer, daar ook fariseërs en wetgeleerdes gesit, wat uit elke dorpie van Galilea en Judea en van Jerusalem afgekom het. Die krag van die Here het in hom gewerk om mense te genees. Net toe kom al mense aan wat 'n verlamde man op 'n slaapmat dra. Hulle wou hom in die huis indra en voor Jesus neersit, maar as gevolg van die skare kon hulle geen manier vind om hom in te dra nie. En het toe op die dakstoep geklim en hom in sy slaapmat tussen die dakteëls deur laat afsak tot tussen die mense reg voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê hy, vriend, jou sondes word jou vergewe. As ek op 'n slaapmat is van die dag van my geboorte en mense laat sak my voor die een mens wat my kan gesond maak en wat my kan laat loop, is ek nie seker of vriend, jou sondes word jou vergewe. Die impak sal hê wat ek dink dit veronderstel is om te hê nie. Ons grootste probleem in die lewe is nie ons fisiese probleme nie, is nie ons krisisse nie. Dis ons sondes. Vers 21, die skrifkenners en die fariseërs het hulle self begin afvra, wie is hy dan dat hy so laster? Wie anders as net God kan sondes vergewe? Maar Jesus het geweet wat hulle dink en het vir hulle gesê, waarom het julle bedenke in julle harte? Wat is makliker om te sê, jou sondes jou vergewe, of om te sê, staan op en loop, maar sodat julle kan weet, dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlamde, ek sê vir jou, staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis toe. Onmiddellik het hy daarvoor hulle opgestaan, die slaapmat waarop hy gelê het, gevat en huis toe gegaan terwyl hy God prys. Almal was verwonderd en het God geprys. Hulle is met diep ontzag vervuld gesê, vandag het ons iets ongeloofliks gesien. Hierna het Jesus buitekant toe gegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by die tolhuis sien sit en vir sê, volg my. En Levi het alles net so gelos, opgestaan en hom gevolg. Levi het 'n groot feesmaal vir hom in sy huis gehou, waar 'n klomp tollenaars en ook ander mense saam met hulle vir ete aangeleen het. Die fariseërs en veral die skrifkenners onder hulle het by sy disippels gemor, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Jesus het geantwoord, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Levitikus hoofstuk 14. Levitikus hoofstuk 14. Ons gaan lees vers 1 tot vers 7. Die Here het met Moses gepraat en gesê, dis die voorskrifte wat geld vir iemand met velsiekte op die dag van sy reiniging. Hy moet na die priester toe gebring word, die priester moet na hom toe uitgaan buite kan die kamp.
Die priester moet hom ondersoek en as hy vind dat die aangetaste persoon van velsiekte genees is, moet hy opdrag gee dat 2 lewendige reinvoëls, 'n stukkie sederhout, 'n karmosynrooi toutjie en 'n marjolientakkie gebring word vir die een wat hom wil laat reinig. Karmosynrooi is ook skarlakenrooi, marjolien is ook 'n hisopboom. Vers 5. Die priester moet opdrag gee dat die een voël se kop oor 'n kleipot met vars water afgesny word. Die lewendige voël moet hy neem en die stukkie sederhout, die karmosynrooi toutjie en die marjolientakkie saam met die lewendige voël doop, waarvan die kop oor vars water afgesny is. Hy moet die bloed 7 maal sprinkel oor die persoon wat hom van die velsiekte wil laat reinig en hom dan rein verklaar. Daarna moet hy die lewende voël oor die oop veld loslaat. Ons gaan net lees tot daartoe. Ek wil vir jou vra dat jy vir 'n rukkie jou oë sal toemaak. Ek wil jou help om 'n prentjie te sien en ek sal weer sê wanneer jy jou oë mag oopmaak. As jy gemaklik is daarmee, maak asseblief jou oë toe. Luister. As jy melaatsheid in die Bybel gekry het jou lewe letterlik in 'n lewende hel verander. Kom ons praat eers oor jou liggaam, jou lyf. Melaatsheid begin as gevolg van jou senuweeselle wat aangetast en siek word. So aanvanklik kan jy melaatsheid hê, niks sien nie. Maar dan begin daar 'n wit kol uitslaan op jou vel. Die wit kol word erger. En naderhand sit 'n oop rou seer. Jou hande verander en begin oor tyd meer lyk soos kloue van 'n voël as hande. Jy kan selfs vingers verloor. Jou voete en jou tone word aangetas en hulle begin vrot word. Jou oë word droog omdat die senuwee nie meer vir jou sê jy moet jou oog knip nie en jy begin al slegter sien. Die kraakbeen van jou ore en jou neus word aangetas. Jy kan selfs jou neus verloor. Sodat jou gesig meer lyk soos 'n oop gat. En oral waar daar oop sere is, begin dit vrot en jy begin stink. Maar dis nie die ergste nie. Jy kan jou oë oopmaak. Kyk gou rondom jou. Ek wil hê jy moet mense wat jy goed ken, mense vir wie lief is, moet jy raak sien. Ek wil hê jy moet jou vriende soek in die gehoor. Jou broers en jou susters in die geloof. As jy melaats word, in die tyd van die Bybel, word jy letterlik uitgeskop uit jou gemeenskap. Jy verloor jou mense. Jy moet buitekant die stad in die oop veld gaan bly. Jy mag selfs as jy in die oop veld is, nie nader as 2 meter aan 'n mens kom nie. En as jy oggend, dan is die vereiste dat jy 15 meter weg van mense af moet staan. Die kans is goed dat jy buite in die oop veld ander melaatse sal ontmoet. En al die mense lyk soos jy, en al die mense ruik soos jy. Die kans is redelik goed dat jy jou familie nooit weer gaan sien nie.
jy mag onder geen omstandighede naby aan die tempel kom nie. Die kerk is vir jou verbode. Die heel ergste is, in daai tyd het die mense redelik sterk gereken, dis jou skuld. Vir al die rabbies en die leermeesters waarsku mense teen die melaatses en sê, dis 'n bose, sondige mens en God is besig om hulle te straf. Vir al die dokters in die kerk, op daai stadium was daar niks. 0. Zilch. Geen dokter wat jou kan help nie. Egte melaatsheid in die Bybelse tyd was 'n doodsvonnis. Hier is die ding. Jy voel waarskynlik sleg daaroor ook. Jy waag jouself. Nou, die prentjie van melaatsheid is eintlik ook die prentjie van dit wat in die geestelike wêreld gebeur. Sonde werk soos melaatsheid. Begin eers onsigbaar, iets soos 'n ontsteking van jou senuweestelsel. En dan word dit bekend. Mense kom agter jy maak droog. Eers is dit 'n klein dingetjie, 'n wit kol op jou vel, maar dit word al groter en dit versprei en dit word erger. En dit kan van jou uiteindelik 'n uitgeworpene maak. Vriende begin ophou om vir jou te kom kuier. As jy droog maak, is daar ongemaklikheid tussen jou en jou vrou of jou en jou man. Mense skinder van jou. En die ergste van alles is, as jy regtig in diep sonde leef, walg jy jouself. Selfs al steek jou sonde weg, voel dit vir jou, almal kan sien wat ek gedoen het. Almal weet wat gebeur het. In die woorde van Psalm 22, Dawid skryf en hy sê, maar ek's 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my die tong uit. Ook Dawid wat in Psalm 55 vers 7 skryf, ag, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg. Maar dan is daar 'n sprankie van hoop in Levitikus. God se wet wat sê, as jy van melaatsheid gereinig word, kan jy 'n prosedure volg om weer deel van die gemeenskap, deel van jou mense te word. Daar's 'n baie spesifieke formule wat jy moet volg. Dit moet presies so gebeur. Maar hoe? Ekseem van jou vel kan genees word. Maar nie melaatsheid nie. Nie in daai tyd nie. Hoe op hierdie goeie aarde kan ek gesond word? Ek dink die vraag oor ons sonde bly dieselfde. Hoe op aarde kan ek gesond word? Kan ek dit duidelik stel? En ek dink ons mis dit. As ek dokter toe gaan, is my behoefte om gesond te word. As ek na my tandarts en my vriend Johan toe gaan, en ek sê vir my, hey Paul, hier's 'n ding fout. Hierdie ding is frekseer, en hier loop geel goed uit. Dan wil ek nie, hy moet my troos nie.
Ek wil nie hy moet vir my sê, ag toe maar, dit sal beter word. Ek wil nie hy moet vir my sê, ag shame. Wat's 'n shame? Maak 'n plan. Ek wil veral nie hê hy moet soos 'n tweedehandse mechanic deur sy tande fluit en vir my sê, ja. Ek wil hê dat hy vir my 'n plan moet gee om uit hierdie gemors te kan kom. Is daar 'n plan uit die gemors uit? Is daar 'n plan uit melaatsheid uit? En is daar 'n plan uit die melaatsheid van ons siele uit die sonde uit? En die antwoord is ja, daar is. Maar die plan loop net deur God. Die melaatse het geweet, net Jesus kan my gesond maak. Waaroor die melaatse onseker was, jy kan gaan kyk daarna, hy het geweet Jesus kan hom gesond maak, hy het nie geweet of Jesus hom wil gesond maak. Net Jesus kan. Ek gaan vir jou 'n vraag vra, en ek wil regtig nie jou antwoord hoor nie. Ek gaan die vraag vir myself vra, en ek weet wat die antwoord is, en julle gaan dit regtig ook nie hoor nie. Het jy al ooit in jou lewe iets aangevang wat jy dink, ek kan seker nie hiervoor vergewe word nie? Dis te erg, dit ruik te sleg, God sal my seker nie wil vergewe nie. Die melaatse kom staan nie voor Jesus nie. Hy val op sy gesig voor Jesus neer. Hy weet hy stof. En hy voel soos grond. Maar dan gebeur die absoluut verstommende. Voordat die Here Jesus een woord sê, vat hy aan hom. Kan ek gaan vir julle sê, dis waarskynlik die eerste keer in jare dat iemand aan daai melaatse gevat het. Hy het verwerping beleef, hy's uit sy eie gesin uitgegooi, hy's uit die dorp uitgegooi. As mense hom sien, skree hulle en hardloop weg. En Jesus vat aan hom. Ons moet vandag hoor, niemand is so ver weg, dat Jesus nie aan hulle kan vat nie. Jesus se eerste woorde is, ek wil. Jesus wil ons gesond maak. Jesus wil ons genees van die melaatsheid van ons siele. Nou, hoe doen Jesus dit? Hoe vergewe Jesus ons? En kan ek vir julle sê, as jy die Bybel lees, kan daar baie goed wees wat jy op afkom en jy net sê, Want die Bybel is 'n eenheid. Onthou daai, parkeer daai wat jy nie onthou nie. Lees verder. Iewerster gaan dit wat jy daar gelees het sin maak. Want die Bybel is 'n eenheid en daarom as jy nie die hele Bybel lees nie, gaan jy nooit die hele blessing van die Bybel beleef nie. Levitikus 14 is so 'n stukkie. God het in Levitikus 14 al vir ons 'n prentjie gegee van hoe God vergewe. En die prentjie klink soos Dawid se gebed. Dawid wat sê, ag as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg. Jesus sê vir die melaatse, gaan tempel toe.
gaan wys jou vir die priester. Die priester weet wat om te doen. Nou wat gaan die priester doen met die melaatse? Die priester en die melaatse gaan saam buitekant die stad toe gaan. Vers 3 van Levitikus 14. Daar gaan die priester 2 lewendige voëls nader bring, saam met 'n klein stukkie sederhout, 'n stukkie toukie wat karmosynrooi of skarlakenrooi is, en 'n hisoptakkie wat ook bekend is as 'n marjoolientakkie. Nou wat beteken al hierdie goed? Voëls vlieg bo in die blou hemel. En soms kom sit hulle op aarde. Die Here Jesus het uit die hemel uit afgekom aarde toe. En as ons gaan kyk na die voeltjie uit die blou hemel, die voeltjie word doodgemaak. En sy bloed word opgevang in 'n kleipot. Ek dink die Engels sê dit so mooi, in an earthen vessel. 'n Ding wat hier op aarde gemaak is. Die voeltjie se bloed val op 'n aardse pot in 'n earthen vessel. En dan, ek dink 'n ander lewendige voeltjie dink, o, gats. En dan word hierdie ander lewendige voeltjie gevat en hy word gedoop binne in hierdie bloed van sy maatjie. En dan word hy uitgehaal. En dan word die skarlakenrooi toukie aan sy beentjie vasgemaak, so 'n klein stukkie sederhout en 'n hisoptakkie. En dan word die lewendige voeltjie gesprinkel op die mens wat skoon geword het. En dan vlieg die lewendige voeltjie weg, vry. Hierdie sprinkeling gebeur 7 keer voordat die voeltjie vry kan wegvlieg. Nou, ek dink almal van julle wat enigstens jou geloof verstaan, sal al begin agterkom wat dit beteken. Die voeltjie wat dood gegaan het, vertel vir ons, Jesus kom uit die hemel uit aarde toe om te sterf vir ons sondes. Om te sterf vir die melaatsheid van ons siele. Nou waar het Jesus gesterf? Daar waar die voeltjie sterf. Buitekant Jerusalem. Die Here Jesus het buitekant Jerusalem op die koppie Golgotha gesterf. Hoe het Jesus gesterf? Hy's vasgemaak aan hout. Die sterkste, mees blywende hout in daai tyd was sederhout uit Libanon. Jesus het gesterf op 'n kruishout buitekant die stad. Nou hoekom is daar hisoptakkie betrokke? Ek so bly julle vra. Johannes 19 vers 28 en 29 sê, hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en so die skrif vervul word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit, en het teen sy mond gehou. Aan die kruis het mense vir Jesus iets gegee om te drink, op 'n hisoptakkie. Nou hoekom is daar tweede voeltjie betrokke, en hoekom word die tweede voeltjie gedoop in die bloed van die eerste voeltjie? Want die tweede voeltjie sit voor my. Dis ons. En ons word gedoop in die bloed van Jesus. En omdat ons skoon word deur die bloed van Jesus, kan ons wegvlieg. Vry van sonde, gemerk deur Jesus se bloed. Terwyl ons in die wegvlieg, onthou wat die Here vir ons gesê het in Jesaja 1 vers 18,
kom tog. Laat sy saak met mekaar uitmaak, al was julle skarlakenrooi van sonde. Julle sal wit word soos sneeu, al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Die kerk van die Here dra hierdie wonderlike nuus na die wêreld toe. Die priester kan nie iemand gesond maak nie. Hy kan maar net bystaan en sê, wow, God het jou gesond gemaak. Ek kan dit sien. Ek kan die bloed van die Here Jesus van jou af sien afdrup. En ek dink dis presies wat Jesaja 52 vers 7 beteken. Die kerk bring net goeie nuus. Jesaja 52 vers 7 sê, hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Kan ek gou vir julle sê, hierdie is nie cheap genade nie. Dit het gekos. Ek dink ons staan so ver verwyderd van hierdie offerkultus. Niemand het nog gesien hoe 'n voeltjie se kop afgesny word en sy bloed opgevang word en 'n ander voeltjie bloederig wegvlieg nie. Genade is nie cheap nie, dit het gekos. En alles dit verniet, moet jy dit wil hê. Die melaatse het op sy gesig voor Jesus neergeval. Das natuurlik ook, en nou, hierdie tot dusver is dit maklik om te sien dat hierdie melaatse dit wou hê. Maar daar's 'n melaatsheid van die siel wat mense nie altyd sien nie. Hierdie tipe melaatsheid is die melaatsheid waaraan Levi gelei het. Niemand het respek vir Levi gehad nie. Hy's 'n tollenaar. Hy werk vir die Romeine. Hy het sy volk uitverkoop. Die enigste mense met wie hy kan pelle wees, is mense wat net so skelm en net so korrup soos hy is. En al lyk sy lewe vol blomme en vol champagne en vol kos, is sy siel leeg. En hy haat wat hy geword het. Jy kan 'n melaatsheid van jou siel hê wat niemand anders behalwe jy kan sien. En Jesus het die melaatsheid diep binne in Levi gesien. Vir hom sê, volg my. Ek gaan jou gesond maak. Ek begin die laaste tyd besef, die pad na regkom is nie outomaties nie. Die melaatse het voor Jesus se voete neergeval. Levi het Jesus uitgenooi en gesê, kom eet by my. Kom wees by my, help my. Al is daar mense in die wêreld wat sê, na Jesus se kruisdood word almal outomaties vergewe, dit werk nie heeltemal so nie. Jy moet dit wil hê, jy moet soek daarna, jy moet toelaat dat die bloed van Jesus van jou afdrup. En ek wil hê, dat jy vanoggend moet voel hoe Jesus se bloed jou skoon was. Ek gaan praat, en soos wat ek praat, kan jy beweeg as jy iets hoor wat met jou praat. Ek wil hê
dat jy so laag gaan as wat jy kan. Met ander woorde, bly sit. As jy naby die paadjie is en jy wil in die paadjie op die grond gaan sit, doen dit, jy's welkom. Nou wil ek hê dat jy moet hoor. Wil jy moet hoor. So ons gaan die skuldbelydenis en die vergifnis as een deel doen. Ons gaan luister na 'n wêreldse video, maar kan ek vir julle sê hierdie ding het my dis die cuteste, mooiste liedjie en dit het my so vuishou geslaan. Ek was donderdag by my omgee-groep en ons het gepraat oor mense en ons het gepraat oor die kerk en oor ouens wat binne in die kerk onnoosel goed te aanvang. En ons het gebid daaroor en toe ek wegry, toe dog ek, wel, ek is nou in die kar en Siri luister nooit na my nie, sy is nie lekker nie. Maar ek vra toe vir haar, Siri, please play the fool. Ek weet nie of haar so liedjie is hier. Siri doen niks. Ek stop by die stopstraat, maak Apple Music op, soek the fool. Daar's nie regtig so liedjie nie, maar daar's hierdie liedjie. En hierdie liedjie se naam is nie The Fool nie. Hierdie liedjie se naam is Call Me, the fool that I am. As ons klaar geluister het na hierdie lied, Jan Albert se lied klaar maak, voor haar hande klap, dis 3 minute, stop hom, en dan gaan ons luister na, en jy is welkom saam te sing, maar jy gaan bly sit, na 'n lied wat Johan hulle vir ons in gaan lei, 'n lied wat sê, in die hande gee ek my lewe oor, en as ons dit klaar gesing het, dan gaan ons opstaan en sê, ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. So jy bly sit. As jy in die paadjie wil sit op die grond, jy welkom. Kom ons luister na hierdie lied. That I do and what I pursue, not always best. And call me the fool that I am, and I won't second guess. I've got a front row seat to each part of me and all the mess. So call me the fool that I am, as if I'd forget. Call me the fool that I am, and I will not complain. Can't keep my thoughts to myself, my words in my mouth, yeah, I take the blame. And call me the fool that I am, and don't you hesitate. I make my mistakes, but that's just what it takes to navigate. So call me the fool that I am, if you're not the same. Call me the fool that I am, but that is not the end. You're speaking the truth, but I don't answer to you or take offense. So call me the fool that I am. Call me the fool that I am. And call me the fool that I am. And lay it to rest.
almagtige God, Vader in die hemel, U wat U eie seun Jesus Christus verneder het, om gebore te word as 'n mens, om 'n arme man se lewe te lei in Nasaret in Galilea, U wat gekies het vir ons, ten spyte daarvan dat ons teen U gekies het. Ons dankie Vader in die hemel. Ons dankie Here Jesus, U wat die Christus is, die Messias, U wat koning van die wêreld is, dat U die goue kroon afgehaal het, die toga uitgetrek het, mens geword het, voete kom was het, mense vergewe het, en uiteindelik aan die kruis verlate van almal gesterf het. Seker die aakligste dood wat 'n mens kan sterf. Dankie Here dat van die laaste woorde was, Vader, vergeef hulle. Dankie dat die laaste woorde was, dit is volbring. Die rekening is betaal. Dankie Here Jesus dat U 3 dae later opgestaan het uit die dood uit. Dat U fisies opgestaan het en dat U kom eet het saam met die disippels. Dat U weer vir Petrus aangestel het om mense te gaan soek. Dankie o Heilige Gees. Uitgestort is oor alle vlees, almal wat in U glo. En dat U vir ons opdrag gee, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Here, U het gesê ons sal krag ontvang wanneer U in ons kom leef, om U getuies te wees in Jerusalem en Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Here, maak 'n vuur weer wakker in ons, sodat ons sal getuig in Vanderbijlpark, in die Valdriehoek in Gauteng en op elke plek waartoe U ons stuur. Ons koning leef, ons is vergewe, daar is 'n nuwe lewe moontlik. Amen. Julle kan gaan sit. Deel van ons erediens is om dit wat die Here vir ons gee, 'n gedeelte daarvan vir hom terug te gee en te sê, dankie Here. En ons gaan die Here nou dien met ons dankoffers en julle wat op die internet kyk, hoe swak die kwaliteit dalk ook mag wees. Jy kan ook jou bydrae lewer. Ons bankrekening is Vaalrivier Gemeente by Absa Bank en die rekeningnommer is 053 058 0032. Merk dit net offers asseblief. Niels, 1000 dankies. Ek wil nou nie eers meer die afkondigings doen nie. Moet ek nou eerlik vir julle sê, my hart is nou op 'n ander plek. So, ek gaan nou nie my bubbly, simple self kan wees met die afkondigings nie. So, ons het 'n paar afkondigings wat ons graag net wil hê. Julle moet vanoggend op aandag gee. Julle het by die deure, hoop ek, afkondigings gekry en ek hoop jy's gegroet en jy het welkom gevoel. Daar is vanoggend cupcake verkope na die erediens in die saal. So as jy vergeet het om vir jou ma iets te kry vir Moedersdag, gaan koop maar vir haar 'n cupcake. Dit is ten minste 'n soete herinnering.
dat haar kind vir haar iets gegee het, en onthou nou die pa se kinders het nie geld hê, so julle moet betaal daarvoor, né? Maar die ma gee dit, die pa betaal dit, né? Dis soos Pick n Pay vanmôre. Dan is daar nie vanmiddag Bybelskool nie, daar is nie jeug nie. Julle weet, ons het 'n reëling in Vadevuur eintlik, dat soos op besonderse dae, en ons sê Moedersdag is gewoonlik ook 'n besonderse dag, dat ons graag wil hê ons gesinne bymekaar moet wees en saam moet kuier en saam met hulle mense tyd moet spandeer. So ons wil asseblief vra dat julle kom maar by jou ma uit. Al dink jy nou nie sy kom dit agter nie, sy wag vir julle. Ek sê vir julle dit, nê? So spandeer tyd of bel haar ten minste as sy ver is en praat 'n hele uur met haar, dit sal haar dag maak. Dan, vriende, het ons 'n hemelvaartdiens donderdag, die 14de, 6:30 en ons nou het ek nie my wil jy nie gaan my foon bring waar haar in die ding lê nie. Ons tema, ons gaan in Pinkstertyd praat oor die kerk van die Here Jesus, dis ons groot tema in hierdie Pinkstertyd, maar ons begin al donderdag met hemelvaart, dankie. Gaan ons begin rondom ons temas, of ons tema wat gaan oor die kerk, en ek kan nou nie al die temas uit my kop uit onthou nie, so julle moet my nou net 1 sekond gee, daar is hy. So donderdag begin ek om te praat op Hemelvaartdag, 'n kerk wat meer as net oorleef. Die Here Jesus vaar op na die hemel toe, en hy sit aan die regterhand van God, en wat sê hy? Dankie, dis net nie 4 Mei nie, dis 14 Mei, hoor. So donderdag praat ons oor 'n kerk wat meer as net oorleef. Baie kerke het vandag die vraag, hoe oorleef ons in 'n tyd soos hierdie? Vadevuur wil nie oorleef nie, ons wil leef. En donderdag praat ons oor hoe leef ons as kerk van die Here Jesus. Ons gaan meer as oorleef. Die ware kerk van die Here sal altyd oorleef, want die een wat lewe is die hoof van daai kerk. So donderdag met hemelvaart praat ons 'n bietjie daaroor. En dan Sondag gaan ek met julle praat oor, is net God nog genoeg in die kerk? Dayenu, wat het ons nog nodig? Of is die Here regtig al wat ons nodig het, sodat die kerk genoeg het? Dan die 18de Mei begin ons Pinksterreeks, dis 'n maandag aand, en dan gaan Niels met julle praat oor aan wie behoort die kerk. Ons hoor baie keer, is Niels en Nomma se kerk, of is die kerkraad se kerk, maar aan wie behoort die kerk regtig? Dinsdag gaan ek met julle praat oor hoe roep, dis nou die 19de Mei, so is nou nie hierdie Dinsdag nie, Dinsdag gaan na, hoe roep God vandag mense uit die wêreld uit? Hoe kry ons mense uit die wêreld uit in die kerk? Die 20ste is die Woensdag aand, dan gaan ek ook preek oor wie is die leier of die meester van die kerk, en Niels gaan die donderdag praat oor, is daar in die kerk veronderstel om 'n hiërargie, iets soos 'n leer van belangrikheid te wees? Baie ouens wil die leer klim in die kerk, nou om belangrik te wees. En ek weet in julle hart sou julle vinnig 'n antwoord op al hierdie vrae kon gee, vir alles julle elke Sondag in die kerk sit, maar ons glo en vertrou dat die Here 'n paar verrassings het vir elke van hierdie temas. So, en dan daai Sondag, op Pinkstersondag, sluit Niels af oor die tema abuse in die kerk, en dit gaan eintlik oor mense wat hulle mag, en mense wat hulle posisies en hulle plek ook gebruik, en eintlik abuse binne in die kerk. So, ons wil julle asseblief uitnooi van donderdag aand af wat kom, die hemelvaartdiens, woon dit by, en dan van daar af die Sondag, en dan die res van Pinksterweek. Elke aand in die week is dit 7:30, en in die oggende, Sondagoggende 8:30. Dan vriende, julle het gehoor, daar's nie Bybelskool nie, daar's nie jeug nie, maar daar is wel Sondagskool as ek dit reg het. So, dan, dis nou in daai tyd wat die paas die koekies gaan koop vir die maas, nie? Wanneer die kinders Sondagskool het. Dan, ons bazaar is, as jy jou oë knip, is dit ons bazaar, en ons het 'n paar lekker goed op ons sleeve vir die bazaar, maar 'n voorloop vir die bazaar, en 'n naloop vir die bazaar, en alles gaan net lekker bazaar, so, want Afrikaners is plesierig, so ons wil graag hê, dat, daar's 'n klomp van julle wat verlede jaar gesê het, ons wil graag
die skielik as jy vry van Johan hulle beleef het, en dit was dieselfde dag as die bazaar, en dit was nie vir almal moontlik gewees nie, en almal wat gewerk het, was in eintlik vuisvoors gewerk ook gewees. So hierdie jaar is daar weer 'n skielik as jy vry, maar dis nie in die kerk nie. Julle weet, elke keer as ons iets doen, dan sê ons, we need to level it up, né? Nou, Johan hulle het ook gesê, we need to level it up. Toe level hulle dit up na die Etienne Rousseau Theater toe. So jy gaan nou nie meer in 'n kerkbankie kom sit nie, jy gaan nou daar in die theater jou moois aantrek, en dan kom jy theater toe die 21ste Junie, en die 21ste Junie is Vadersdag. So kan ek net vir die ma's sê wat hy sit, ons vrouens is die mans een voor, né? Hulle dink nie, dan moet ons koekies by die kerk gee, dat hulle koekies dink. Nou, het ons vir die ma's al, jy kan 'n kaartjie koop vir jou man, en dan gee jou kind dit vir hom vir Vadersdag, nie? En julle moet nou nie sê, maar ek's nie die pa nie, of dis nie my man nie, my man is nie my pa nie, of my vrou is nie my ma nie, né? Ons het nou vanoggend gehoor, wonderlike gawe wat die Here vir ons gee in mense, dat ons mekaar het. So, 21 Junie is Vadersdag, maar ons sê vir julle, daar's iets lekkers wat julle op Vadersdag vir die paas kan gee. Julle kan kom skielik as jy vry van Koosdoep kyk. Johan het ook gesê, moet nou nie dink, ek het dit gesien verlede jaar nie, daar is iets niets, want hulle level het mos op, en daar's ander klank, en daar's ander beligting, en daar is ander liedjies ook ingewerk weer, by skielik as jy vry. So, dit gaan nie herhaling wees nie. So, daar is kaartjies vir R180 en kaartjies vir R200. En ons het maar by die theater het vir ons gesê, dis hulle die kaartjies gewoonlik verkoop. So, as jy wil, Kuzaan is in die saal vanoggend, en jy kan kaartjies by haar kry, as jy wil bespreek by haar, kan jy ook, maar dan moet jy sorg dat sy vinnig die geld kry. So daar is so bietjie beter sitplek 200 en die ander is 180. En dis die 21ste Junie, 3 uur die middag, so voor donker is julle weer by die huis, by die Etienne Rousseau Theater. Ek wil asseblief vir julle ook vra, ons het 'n klompie pamflette, so ons wil graag die theater uitverkoop, maar ons wil nou eers vandag vir julle kans gee om eers te kan koop, want dit werk mos so, julle is nou bederf, nie? So hierdie sit ons nou eers van môre af op, maar as jy 'n besigheid het, en jy is bereid om hierdie in die venster van jou besigheid te sit vir ons, sal ons dit verskriklik waardeer. So hier is 'n klompie posters wat julle asseblief kan vat en vir ons kan opsit by julle besighede. Kuzaan se naam en nommer is ook daarop, so as daar ouens is wat navraag het vir kaartjies, kan hulle dit so doen. So ja, ek dink ek het nou alles gesê, nie? Vra ek die verkeerde een, want hy vra gewoonlik ook. Okay, Niels, 1000 dankies vir jou diens vanoggend, hoor. Weet julle wat noem hulle die ou wat die erediens lei, wat die hele spulletjie bymekaar hou? Hulle noem hom 'n liturgos. 'n Liturgos is soos 'n kelner. 'n Liturgos is net 'n dienskneg. So toe Nomma sê, we level it up, ja, in die kerk kan ons. Preke is nie myne nie, diens is nie myne nie, ek is net letterlik VDM bedienaar, kelner van die goddelike woord. En as ons dit vergeet, is die kerk dood, want dan word die kerk Niels of Nomma se kerk. Ons gaan staan, dan gaan ons sing, ons koning kom, en hy gaan die hele wêreld regeer, en daarna gaan ek die seën oor ons almal uitspreek. Alle eer,
Hoor dit groot asseblief. Jy is vergewe. Jou melaatsheid is gereinig. En die Here wil en sal jou seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en hy sal aan julle sy vrede gee. Amen.